Blomkool. Hierdie hele oord stink deesdae net na blomkool. Want Blaartjie Lou het haar dik gatman brand op 'n banting diet gesit. Dit eet net vetterige vleis, gestoomde groente en veral blomkool dat dit klap. Niks rys, brood, pasta of aardappels nie. Vir die banting volgelinge is aardappels mos soos gif. Maar wat doen blomkool? Blomkool blaas mens op, is 'n feit soos 'n koei. Nou blaas die Lous af soos 2 flop en vrot balloons. Vir my lyk dit as meneer Lou alreeds 'n bietjie gewig verloor het en is goed vir sy gesondheid. Ja, brandlou word miskien 'n bietjie maarder, maar ek sê nou vir jou, daai 2 Lou se afblaasery maak die gat in die ozonlayer net groter. Dit vererger global warming en dit lei tot die verarming van ons land se aardappelboere. Nou wat dryf jy, Molly? Sê my liewer reguit wat jou pla. Die stank! Dit hang soos 'n vrot wolk oor die hele oord. Ja, sien, dit pla jou ook. Nee. Wat my vanoggend die meeste plaas gisteraan se tandoori chicken. Mense gaan so aan oor fake news en conspiracy theories op sosiale media, asof dit iets niets is. Ag, asseblief. Vir jare al is dit deel van die alledaagse diskurs by enige aftreeoord of ouete huis. Skinder, mens, skinder. Dis 'n blomkoolkomplot. 'n Korrupte samesweerdery deur daai pastoor Tom Noakes en die International Cauliflower Cartel. My man het sulke cauliflower ore gehad, te veel gestoot in die skram. Dis die blomkoolmafia. En ek sweer die regering het 'n vinger in daai blomkoolpaai. Korrupsie is die nuwe normaal, en as ek nog een keer moet hoor van 'n nuwe kommissie van ondersoek, sou help me. Hulle wil die aardappelboere in hierdie land uitroei. En ek sê jou, daai loslyf Jim Bunnies in Sandton is deel van die agterbakse blomkoolkomplot. Hoekom sê jy so? Daai vroumense vreet tot pizza met 'n blomkoolbasis. En hulle maak mashed potatoes van papgekookte blomkool. Ek vra jou, Hoe smaak papgekookte blomkool? soos papgekookte blomkool. Ek sit gereeld 'n koppie vol wortelblokkies in my mashed potatoes om 'n beter tekstuur te gee. Ja, ek doen dit ook soms. Hulle noem dit getroude mash. Toe ek en my syplap man getrou het, was ek al reeds 2 maande swanger. Is dit nie bietjie laat om nou nog daaroor te stres nie? Ja, seker. Wys jou net hoe diep sit hy kalvinistiese skuldgevoel. My ouers was so geskok en skaam, ons het onmiddellik van Brakpan na Benoni toegetrek. Toe trigger Martha se skulderkenning iets in Vleurpot, wat normaalweg nie 'n woord oor haar familie of haar gesinslewe praat nie. Mens, Fleur trek daar los en spoel haar gewete en verlede vol vuil wasgoed net daar voor Martha Goosen uit. Ek's nou nie een vir skinder nie, maar Martha is natuurlik die laaste persoon op aarde vir wie mens ooit moet sê, moet vir niemand sê nie, maar Moet vir niemand sê nie, maar toe ek en my oorlede man uiteindelik getroud is, Franco, toe het ek al 3 babas gehad. En net 2 was Franco se. Ai, nooit. Wat vertel jy my? Ja, Franca, ons oudste dogter, en klein Franco, ons jongste seun. Dis as julle middelste kind, nie jou man se kind nie. Nee, Jan Hendrik is Nardus se kind. Vandag lyk hy op 'n druppel water, nes Nardus. Wie's Nardus? Dr. Nardus Nudee. Is dit nie teen die wet as 'n dokter met sy pasiënt lol nie? Die was my skuld. Ek was jong, gorgeous, avontuurlustig, uitlokkend en onhebbelik. Dalk was dit nie nodig om net vir 'n stopsel heeltemal te ontklee nie. Kaalbas. Ek sal nooit die uitdrukking op Nardus se gesig vergeet nie. Het Franco geweet daai kind is nie syne nie? Ja, natuurlijk. Ek het hom alles vertel. Miskien 'n bietjie laat, maar ek het hom elke detail vertel. Hoe bedoel jy bietjie laat? In die hospitaal, toe hy op sterwe gelê het met daai pestelike emfyseem. Hy het maklik 2 pakkies 30 op 'n dag gerook. Toe sy dood aan emfyseem? Nee, beroerte. Strook? Ja, net na ek langs sy sterfbed gebieg het oor al my sondes. Ek moes my gewete skoon kry. Goeistige mens kan met soveel geheime saamleef nie. 2 Guste. Ja, 2 sissies, Polly en Dolly Pieterse.
Hulle is albei baie mooi. Justie. Hy koelse klank gaan my nog vandag 'n kat laat skiet. Almal klaar daaroor. Ek sal my maar net vanaand vol aftershave moet bespuit voor ek vir daai 2 sessies gaan kuier. Dis double trouble. So gevryere en stereo eindig altyd in trane. Wie sê dit moet eindig? Jy speel met 4. Kies een van die 2 sissies. 'n Mens kan nie op 2 goeie gelyk verlief wees nie. Ag, sê wie? Daar's baie mans en ooms in die parlement wat 2, 3, 4 en selfs meer vrouens het. Dis anders. In jou geloof mag jy net een vrou hê. Ja, maar my geloof sê niks van girlfriends nie. En dit beteken van hulle kan jy soveel hê as wat jy wil. As dit waar was, is Dominee Droel nou nog getroud en nie van die preekstoel af verban nie. Al wat dit beteken is dat jy net nie uitgevang moet word nie. As altyd iemand wat met 'n selfoon 'n video neem, dit op die internet sit waar die hele wêreld dit kan sien. Shame. Dit met jou gebeur. Nope, met Dominee Droel. Hy was op Facebook en Twitter. Gelukkig het hy nie enige verbode woorde gesê nie. Hy het net gesing. Wat het hy gesing? Die National Anthem. Wat's fout daarmee? En op die tune gedans. Ja, baie ministers doen dit ook. Op 'n verhoog met 2 topless goeste in G-strings. En Dominee Droel in 'n wit Y-front onderbroek. In die kerksaal. Nope, by die Starbucks stripklub in Springs. Daai insident het soos 'n veldbrand hier versprei. En in die pers. 'n Dubbelbladsy artikel met foto's en als in die Sondagkoerant nogal. Maar Dominee Droel was toe reeds besig om te skei en daarom het die storie sommer gou gaan lê. Jy lees in elk geval nog koerante. En soos Dominee Droel sê, Today's newspaper is tomorrow's toilet paper. Ek hoop nie tannie Blaartjie se geblomkoolkokery gaan baie lank aanhou nie. Die klagtes stroom in. Ek is seker meneer Lou gaan gou moeg raak vir kool. Hy sit nie lank sonder sy koolhidrate kan bly nie. Wat's dit? Brood, pap, pasta, rys, aartappels, koek. Ag, sommer alles wat lekker is. Ek is mal oor pasta. My probleem is koek. Ek weet. En soms, nou en dan, 'n lekker tertjie. Okay, Dominee, moet liewer niks verder sê nie. Net nou roep hulle my in as 'n getuie en ek kan nie baie goed lieg nie. As ek lieg, dan bloos ek. Waarvan praat jy? Waarvan praat Dominee? Koek. Val chocoladekoek en melktert. Okay dan. Hier is ons gemmelkoekies wat tannie Blaartjie gebak het. Met blomkoolmeel. Dominee Doudag? Ja? Gielie, wat is dit? By wie se woon jy net? Mevrou Pot. Ek is op pad met spaarsleutels. Gielie loop mos net nou hier agter Fleurpot se plekkie verby. En hy hoor 'n paar angstige gille wat uit die rigting van haar halfoop badkamervenster kom. Toe gaan hy nader om te vra wat aangaan. Dan plaas hy eers vra, maar nee, Gielie loer eers in om te kyk. En voor hy kan vra wat pla, sien Fleurpot hom. En sy trek haar los met vloeke wat 'n matroos sal laat bloos. Sy moet eintlik net bly wees, hy het haar hulpkrete gehoor. As 'n mens eers iets gesien het, dan het jy dit gesien. Jy kan dit nie hier uit jou brein uit delete soos 'n foto op 'n selfoon nie. Moet net nie vir my sê jy het met jou selfoon 'n foto van mevrou Pot geneem nie. Nooit, Dominee. Ek was by daai venster uitgevloek lank voor ek my selfoon kon kry. Gielie, zip het. Moet liewer niks nou sê nie. In die badkamer is waar die meeste van die ongelukke gebeur. Ek het gedink die meeste ongelukke gebeur op die M1. En ek praat van huishoudelike ongelukke. O, ek praat van karongelukke. Het is veilig om in te gaan. Mevrou Pot is ten volle bedek met handdoeke en alles wat moet toewees is. Kom, bring 'n bobbejaanspanner, 'n ysersaag en 'n angle grinder, kom. Uit. Mevrou Pot sê, net Dominee Droel mag by haar badkamer ingaan. Stop die lorry. Ek het 'n idee. Wat sê jy? Voor Dominee begin saag of grind, maak eers sy tap vol oop. Dan kan die water pressure die antisetoon release. Ja.
Koekie, gaan doen jy dit. Ek is baie huiwerig om naby 'n naakte vrou te wees, sonder 'n prokureur en ten minste 2 getuienisse. Okay, ek sal dit gaan probeer. As dit nie werk nie, moet ons miskien die brandweer bel. Ja, dat hulle daai mooi antisetoon kan kom losmaak met the jaws of the life. Hulle het allerlei ander, minder gevaarlike reddingsgereedskap. Wat die hel was dit? Jo, die laaste keer wat ek so gil gehoor het, was toe Lou sy nierstene gepaas het. Vir my het dit geklink na 'n gil van verligting. Dit het gewerk. Haar toon is uit. My work here is done. Cheers. Dan gaan ek op my kantoor toe. Kyk jy of mevrou Pot nog enige hulp nodig het. Kom Gielie, hier is niks meer te sien. Yes. Bel die polisie, ek wil 'n klag lê. Wat 'n klag teen wie? Teen hom. Waarvoor? Voyeurisme. Wat die hel is dit? 'n Koekeloerder. 'n Loervink. En kan julle asseblief daai lou so ver kry om op te hou kook? Ek kan nie meer 'n minuut langer saamleef met hierdie vieslike skoolkop popreek nie. As dit nie vir Gielie was nie, kon Fleur vir dae lank kaalsterk met haar toon aan haar kraan vasgesit het. Hy red haar bas en nou wil sy hom gaan aangee as 'n loervink. Sy sal haar wat verbeel. Veel aarde wil in elk geval haar ou maargat afvloer. Toe stel Dominee Droel voor dat hulle die saak uitpraat en intern oplos. Soort arbitrasie sonder prokureurs of die polisie of die pers en veral sonder om social media te betrek. Dominee Droel delegeer toe ook aan Molly Versace die taak om by die lous te praat voor die oord in opstand kom. Magtig ryk julle dit nie. Nee, die spul klaarkous soek nogal weer na iets om oor te kla. Selfs die bure oor kan die pad kla dat die reukele kinders wakker hou. Gaat die bending gemors. Ekskuus? Ek smag na brood en pasta en rys. En die gedagte aan gebakte aardappels en slapchipse, die laat trane aan my oë kom. Papa, soek jy klap? Wag nou, Blaartjie. Ek weet jy bedoel goed met die dieet, maar dis nou genoeg. Jy stink die hele oord uit met jou kool. Miskien moet jy jou eie man eerder op so gesonde dieet sit. Hy word dikker by die dag. Net ek mag my man 'n dik gat noem, okay? As jy so gaan praat met my vroukie, dan dink ek ons moet loop. Kom ook sien. Sit! Jy probeer nou net weer gat kruip by jou vroukie. Jy haat die koolreek soos ons almal. Papa, is dit waar? En wat as ek eerlik moet wees, Ja, jy moet. dan is my antwoord 'n versigtige ja. Doen dit vir jou gesondheid. Ook sien. Die wêreld is klaar so vol swaar kry. Kos is maar een van my plesiertjies wat nog oorbly. Ja, laat ons dan liewer nie oor jou plesiertjies begin praat nie. Al wat sy moet doen is ophou kool kook. Dis flop en al. Ja, okay. Maar net as hy beloof om nooit ooit weer 'n woord met daai kom en vetkoek van 'n Martha Goosen te praat nie. Ek het dit al klaar met al 2 hande op 'n Bybel beloof. En nou vorige tye. Ja, ek beloof. Kom papa, kom ek gemaak vir ons lekker appelwors. Bak sommer 'n paar brode vir die tuisnywerheid. Die reuk van vars gebakte brood is 'n goeie vredemaker. Waar's hy Gielie? Ek hoor hy sal weer in die moeilikheid. Onbors, Gielie is innocent. Dis aan die Pot wat wil moeilikheid maak. Dit verbaas my nie. Auntie Molly noem haar die oordse duikboot. Hoekom? Want net soos 'n duikboot gaan soek sy moeilikheid net waar sy gaan. Gielie het van die vars brood wat Auntie Blaartjie gebak het met die inwoners gaan uitdeel. It's delicious. Ek hou baie van vars gebakte brood. Ek ook. Ek smaak dit stikkend doen. En gaan jy al daai brood alleen opeet? Ag, okay. Kry vir oom 'n sandwich. Thanks. Gielie moet 3 uur by die library wees as 'n arbitration. Hy skoon bleek, dis hoe bang hy is. Waar dink jy gaan ek hom nou kry? Ek moet met daai laaitjie gaan praat. Gaan kyk daar by die boonste huis is by die hoofhek. Moenie worry nie, Gielie. Ek is op pad.
begin die interne arbitrasie met Dominee Droel as die neutrale arbitrator. Hy wat self Woensdag voor die kerkraad moet verskyn was sy eie sondes. Hy pleit natuurlik onskuldig, maar almal weet wat sy besondere swakheid hy het vir vroumense. In elk geval, by die arbitrasie beskuldig Fleurpot ons en almal haar het klap. Arme Gielie het nie eintlik 'n klou wat aangaan nie, en daarom het hy gevra dat Wors hom asseblief moet kom bystaan. Ek sê julle, hierdie laaitjie is heeltemal onskuldig. Spanner is 'n ooggetuie en hy het vir my gesê, Gielie is innocent. Dis wat die hele land sê, van die parlement tot die tronk. I'm innocent. Dis wat ek Woensdag ook gaan sê. Woensdag, waar? Kan ons asseblief nou op hierdie saak konsentreer? Ja, jy meer as almal hier. Mevrou Pot, soos ek verstaan, het Gielie slegs na die venster toe geloop omdat hy hulpkrete gehoor het en nie om te loer nie, maar om te help. Maar toe loer hy eers goed. Hy het niks gesê nie. Hy kon wie weet hoe lank daar gestaan het. Hy het vir my gesê, jy het hom skaars die kans gegee om te vra wat fout is. Als het so vinnig gebeur, ek is seker hy het amper niks gesien nie, of hoe Gielie? Nee, Dominee, ek het alles gesien. Asseblief Gielie, work with me. Ja, bly liewer net stil. Hy is skuldig. Hy het klaar gesê hy het alles gesien. Iemand is slegs skuldig as hulle bedoeling oneerbaar was. Gielie se bedoeling was om jou te help, nie na jou naaktheid te loer nie. Jo, dis reg, Dominee. Ek het die auntie hoor skree, help, help, asseblief iemand, help. Waar het jy dit? Hy wil kom help. Ja, en die venster loer. Ek ken dit self. Om te sien wat aangaan, hoekom jy help, help geskree het. Nie om na jou lyf te loer nie. Auntie is baie mooi gebou. Jesie, ek shut up liewe net daaroor. Ja, Gielie, laat meneer Versaag eerder namens jou praat. Okay, maar kan ek asseblief net nog een ding sê? As jy moet. Hierdie auntie het 'n tattoo. Waar? Dit hier. Stop alles net hier. Julle bly almal doodstil. Shut up net. Oh, shut up. Kalmeer jy net. Mense, asseblief, dat ons almal net tot bedaring kom. Mevrou Pot sit. Nee, hierdie arbitrasie is verby. Ek trek my klag onvoorwaardelik terug. Maar julle vergeet alles wat vandag hier gesê is. Elke enkele woord. Gielie, gee asseblief my jou selfoon. As ek so na vandag se jong mense kyk, gaan daar oor so 40, 50 jaar ongelooflik baie bitterspyt pensionarisse wees. Spyt oor daai selfe cool tattoos waarop hulle nou so trots is. As jy nou nie anders kan, en jy voel jy moet nou 'n tattoo op jou lyf kry, sit dit tog waar niemand dit sal sien nie, tensy jy heeltemal kaalbas is. Soos Fleurpot. 'n tattoo. Dis wat Gielie sê. Maar hy het voor my vir Dominee Droel beloof om van niemand te sê wat se tattoo dit is of presies waar op Fleur se lyf daai tattoo is nie. En niemand anders behalwe vir jou en Dominee Droel nie. Hoe weet jy dit? Ek het nie, maar nou weet ek. Dis 'n tramp stamp, okay? Wat se goed. Of moet ek liewer vra, waar kom jy daaraan? Jy moet dat ek jou weer ooit naby een van die vieslike stripclubs vang. Ek knoop jou pistool se loop. Ek het dit op die TV gesien. Dis 'n tattoo hierso op jou laarrug, net die bokant jou de toys kloof. Wat se tattoo het Fleur daar? Seker 'n flop en blom. Ek het klaar te veel gesê. En ek het vir Dominee Droel beloof ek sal sharp hieroor. Visagie, ek is jou vrou. Jy gaan geen geheimpies van my wegsteek nie. Wat van die geheimpies wat jy van my wegsteek? Ek is jou vrou, jy mag nie. Nou toe, uit daarmee. Wat se vieslike tattoo het Fleur bo haar maargat agterend? 'n Voël. Wat? 'n Blou budgie. 'n Blou budgie. En 'n rooi hartjie met die woorde op my liefietjie in sulke fancy letters. Is dit? Daai Gielie moes baie goed gekyk het. Maar niemand sal dit ooit weet nie, want Dominee Droel het persoonlik al die kiekies van Gielie se selfoon afgedelete. Môre Dominee.
Heerlike skoon en vars oggendlig vanoggend, nagestaan sou heen by, nê? En die feit dat mevrou Lou nie agter haar koelpotte is nie. Hierdie is ordentlike soetkoekies met regte egte meel van die tuisnywerheid af. Dankie tog. Blaartjie Lou se blomkool gemmerkoekies smaak soos medisyne en veroorsaak 'n ontstellende hartlywigheid. Dan is ek baie bly ek het nie van dit geëet nie. Die reuk het my so bietjie afgesit. Ek het alles weggesmyt. Die duwe buite wou dit nie eers eet nie. Daai koolreuk het gister amper 'n opstand veroorsaak. Spinner sê vir my van die inwoners was glo besig met 'n petisie. Daar agter by Asblikke lê 2 plakate. Die een sê cauliflower must fall en die ander een sê blomkool. Ja, ek het dink. Dan het matrone Visagie net betyds ingegryp. Ek het genoeg probleme. Hier wil ek net vrede hê. Hy shine. Wat doen Dominee oor Woensdag? Wat het jy van Woensdag af? Dominee moet voor die kerkraad verskyn. Almal weet daarvan en almal het die petisie geteken. Watter petisie? Die petisie wat Tannie Fleur en die dames van die begrafniskomitee begin het. Hulle vat dit vandag kerkraad toe. Wat? Draai almal nou teen my? Nee, almal ondersteun vir Dominee. Daai petisie sê die kerkraad moet nou asseblief vir Dominee uitlos. Almal weet Dominee is onskuldig. Is ek? Ja, natuurlik. Ek pleit net onskuldig want dit is die regsadvies wat ek ontvang het. Maar niks. Dominee moet nou maak soos Dominee vir Gielie gesê het. En wat is dit? Shut up net. Maak nie saak wie skreeu wat nie. Jy gaan rapporteer dit by die kantoor. Jy gaan help nie self nie. Ja, ma. Die duiwel is lustig. Ek sweer hy het sak en pak hier in ons land ingetrek. Net moord en roof waar jy kyk. En Fleurpot is bekommerd dat jy dalk haar agterend gesien het. Ek het. Shut up daaroor. En niks. Jy praat nooit 'n woord daaroor nie. Ja, okay, ma. Uitsa? Jy kom met cash in transit. Eintlik moet ek jou nie betaal nie want die demonstrasie was toe nie nodig nie. Maar ek is man van my woord so. Nee. Thanks on. Kontant is koning. Ja, en jou stilte is ook gekoop, né? Ja, so. Ek sê split gat nie. Eintlik voel ek 'n bietjie soos 'n verraaier. Want ek kon dit nie meer uitstaan nie. Ek was net gat van verkool. Ek haat dit. Ek haat die smaak, ek haat die reuk, ek haat hoe dit lyk. Ek haat die tekstuur. En ek haat die mense wat dit ontdek het. En ek haat Tom Noakes. En ek haat sokker.